Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Stel vir 'n oombliekie voor, jy sit 'n wit kledingstuk in die wasmasjien en dan gooi jy 'n helder rooi sokkie daarbey in, net eenetjie. En niemand dink ooit daardie wit klere gaan daardie rooi sokkie verander nie. Nee, ons almal weet wat gaan gebeur. Die kleur versprei en die wit klere begin pink word. En dit gebeur nie altyd noodwendig oornag nie, dis nie altyd dramaties nie, maar geleidelik, onsigbaar en stilweg. En dis presies hoe verhoudings werk. Ons hou daarvan om te dink dat ons die uitsondering is, dat ons sterk genoeg is om nie deur die mense om ons beïnvloed te word nie. Ons sê, ek weet wie ek is en niemand verander my sommer nie. Maar niemand is 'n eiland nie. Niemand beweeg deur die lewe sonder om die kleure van ander mense op te neem nie. Die mense met wie jy die meeste tyd spandeer, kleur jou denke, jou taal en jou drome, jou moed en selfs jou geloof in. Nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy mens is. Dis hoekom ons ouers so versigtig is oor ons kinders se vriende en ons sê vir hulle, kies jou maats versigtig. Ons weet dat vriendskappe nie net kinders se gedrag beïnvloed nie, dit vorm hulle identiteit. Maar dan word ons groot en skielik dink ons hierdie reëls geld nie meer vir ons nie. Ons bly in verhoudings wat ons leegtap. Ons omring onsself met mense wat voortdurend negatief is, geen visie het nie, wat altyd kla, wat die slegste in ander raak sien en dan wonder ons hoekom ons eie lig begin dof word. Die Bybel verstaan hierdie waarheid baie diep. Spreuke 13 vers 20 sê, wie met wyse mense omgaan, word wys, maar hy wat by dwaase verkeer, ly skade. Dit gaan nie hier oor oordeel nie, dit gaan oor invloed. Selfs moderne sielkunde wys dat emosies aansteeklik is. Navorsers praat van emosionele besmetting. Die mense om jou beïnvloed jou by en jou gewoontes en jou denke en selfs jou siening van jouself en die toekoms. Moderne spiritualiteit gebruik die taal van energie en vibrasie. Nie as iets misties nie, maar as 'n eenvoudige waarheid dat mense sekere atmosfere skep. Party mense laat jou voel dat meer en meer moontlik is en dat jy in jouself glo en al hierdie positiewe dinge. En ander laat jou weer twyfel oor alles wat jy eens in geglo het. Nou is dit belangrik want hierdie gaan nie daaroor om die mense om jou te veroordeel nie. Jesus het juist na mense toe gegaan wat ander vermy het, maar hy het altyd geweet wie hy is en wat sy missie was. Daar is 'n verskil tussen om iemand lief te hê en om jou siel aan hulle invloed oor te laat. Want die vraag is nie, is hierdie mense goeie of 'n slegte mens nie. Die vraag is, watter kleur laat hulle op my lewe agter? Wanneer jy tyd saam met hulle spandeer, word jy dan meer hoopvol of meer sinies? Word jy meer moedig of word jy meer bang? Word jy meer liefdevol of meer veroordelend? Kom jy nader aan jou doel of dryf jy verder daarvan weg? Die profeet Amos vra, kan twee saamloop as hulle nie ooreengekom het nie, selfs nie eers net oor die rigting nie. Dit beteken nie, julle moet oor alles in die lewe met almal saamstem nie, maar beweeg julle in dieselfde rigting. Help hierdie mense jou om die mens te word wat God jou geskep het om te wees. Want jou siel is soos daardie wit kledingstuk, dit absorbeer, dit word beïnvloed, dit neem kleure aan. En daarom moet jy jouself soms afvra, as my lewe 'n kledingstuk was, watter kleur kry dit van die mense rondom my? Want die mense in jou lewe bepaal nie jou waarde nie, maar hulle beïnvloed beslis jou rigting. Kies daarom mense wat hoop in jou wakker maak, mense wat jou herinner aan jou roeping, mense wat jou uitdaag om te groei en 'n beter mens te word. Mense wie se teenwoordigheid jou nader aan God en nader aan liefde en nader aan jou ware self bring. Want uiteindelik word ons almal stadig maar seker gekleur deur die mense saam met wie ons in die lewe was. Die vraag is net, hou jy van die kleur wat besig is om te verskyn in jou lewe? Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.